Brothers and sisters, welkom by die erediens. Ons 12 songs vanoggend is lied 119, vers 1 en vers 2, en dan lied 184, ons die Here, vers 1 en vers 2. Goeiemôre geliefde gemeente, terwyl wie jy voor staan, Kerkraad besluit is dat wie jy eervol losgemaak word as 'n diaken. Wie jy baie dankie vir jou hulp en bystand vir die diakonie, maar ook dankie vir jou voorsang waar jy elke keer vir ons voor gaan naas. Baie dankie. Ons begin vanoggend met ons intree lied en ons sing saam Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4. Vers 1 en 2 doen ons terwyl ons net so saam sit en dan staan ons met vers 3. Ons is opgewonde om die Here te ontmoet en ons moedig mekaar spreekwoordelik aan vir elkeen wat langs ons sit. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Nadat ons mekaar aangemoedig het met vers 1 en 2, dan staan daar, gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Daarna verklaar ons afhanklikheid van die Here. Die Here groet ons met sy seën. Ons reageer daarop, ons bely ons geloof en dan bevestig ons dit ook deur daarna saam te sing. So kom ons sing saam Psalm 100.
Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan voort en ons bevestig dat moedoprinse nie vertrou nie by wie niemand heil kan vind, op die mense hoop nie bou nie, want as God hul gees ontbind, keer hul na die aarde weer en hul raadslag stort terneer. Ons sing Psalm 146 vers 1 en vers 2 waarna ons geloof saam bely. Op prinses sal ons nie vertrou nie, maar ons vertrou en glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Amen. Geliefdes, ons sing verder daarvan en ons bevestig dit deur Skrifbreiding 1:2 vers 1. Hy is ons God en ons koning. En geliefdes, ons God en ons koning het 'n standaard waar volgens hy wil hê ons moet lewe. En daarom verootmoedig ons onsself vanoggend aan die hand van Eksodus 20 vers 1 tot vers 17. Ek wil julle aanmoedig soos 'n soldaat nie oorlog toe gaan sonder sy geweer nie, en die kerk toe kom sonder die Bybel nie, sodat ons saam ook die woord van God kan lees. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig en hy het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en ook alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, en dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook jy 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In antwoord op die wet sing ons saam Psalm 130 vers 1 en vers 2. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor, en laat my jammerklagte tog opklim in u oor.
Here, daar is vergifnis, altyd by U gewees. En daarom word U met bewering reg kinderlik gevrees. Here, vrees wat nie kom uit bang, skrikkerige houding nie, maar uit respek vir ons groote God en ons koning. Uit respek vir U wat vir ons vergewe, terwyl ons herhaaldelik oor en oor sondig. U wat ons uit die doodse kloue uitruk. U wat vir ons die ewige lewe gee. Here, ons is vol eer en respek vir U. U is ons God en ons koning. U is nie soos al die afgode van hierdie wêreld onbetrokke nie, maar U is lewend. U is nie dood. U is nie 'n beeltjie wat stof opgaar ergens in 'n huis of op 'n rak nie, maar U is lewend. U is teenwoordig by ons. Here, hoe wonderlik is dit om te hoor en saam met medegelowiges te sing van die vergifnis wat U vir ons gee, ook deur die Seun. Here, en daarom sal ons altyd loof en prys. En daarom, selfs wanneer die dood dreig, sal ons nie bang wees nie. Want U is groot, almagtig, by dade om verre meer te doen as wat ons enigstens kan dink of begryp. En daarom kom al ons lof U toe. Here, met medegelowiges is ons saam opgewonde om nog 'n oggend te kan opstaan. Nog 'n oggend wat ons genadiglik pyn en skete kan voel. Nog 'n oggend wat ons U kan loof en prys. Here, ons wil U loof en prys dat U ook in die skepping betrokke is, daar waar ook reën geval het, gister plek. En ook vanoggend 'n paar druppels. Here, die natuur is ook verheug en hulle sing ook saam in die manier van nuwe blommetjies en bloeisels en nuwe gras wat uitspruit. Hoe kan ons die mens dan nie saam ook U loof en prys nie? Here, dankie dat ons dit kan eerstehands beleef, dat U betrokke is en dat U daadwerklik voorsien vir die wat afhanklik is van U, vir U kinders, vir U volk. Here, en dankie dat ons ook vanoggend hier bymekaar kan wees, om weer herinner te word aan wie U is, wat U doen en hoe ons daarop moet reageer. Here, daar waar van die lidmate van ons vanoggend sit met swaar harte, wat sukkel om dankbaar te wees, mag ons daadwerklik, elkeen van ons, besef wat U vir ons gedoen het, sodat ons in dankbaarheid kan lewe. Ons bid dat die Heilige Gees ook werk in die harte van elkeen van ons, dat ons tot 'n nuwe besef kan kom van ons verhouding met U en hoe ons daarin moet volhard. Here, en ons het nodig om te weet hoe. En daarom bid ons dat U deur die Heilige Gees ook nou kragtig sal spreek. Deur die skrif kragtig sal spreek en dat ons daadwerklik sal hoor wat U vir ons sê. En elkeen van U kinders, U volk wat hier bymekaar is gretig om te hoor wat U vir ons sê. Spreek tot ons, Here, om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons kyk vandag na psalms. Die Here praat met ons deur Psalm 116. Psalm 116 is gewoonlik baie geassosieer met nagmaal en julle sal ook sien in die prediking hoekom dit geassosieer word met nagmaal. Maar vandag is dit nie met die fokus op nagmaal nie. Vandag is daar 'n ander fokus. Want soos wat julle kan sien is die nagmaaltafel nie in gereedheid gebring nie en daarom gaan ons vandag fokus eerder op 'n ander deel van hierdie psalm. Maar kom ons lees saam Psalm 116. Dit is net voor Psalm 117.
kortste Psalm wat ook in die boek te vind is, maar ek lees ons die 83 vertaling van Psalm 116. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebed. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit. Doodangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. U het my van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in U bly glo. Selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my, en toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van my redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Here is die dood van sy troue dienaar geen geringe saak nie. Ek is U dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al U dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil U loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep, my geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem. Prys die Here. Ons fokusvers is vers 12. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Die tema uit ons fokusvers en die teks, God se aksie dryf my en jou tot 'n reaksie. Geliefdes, het jy ooit al daaraan gedink, hoe behoort ons te reageer op iemand wat vir ons iets doen? Of dit nou iets kleins is of iets groots. Doen ons dit spontaan? Of moet ons eintlik dink oor wat ons doen? Want baie keer in vandag se samelewing dink ons nie regtig oor dit wat ander mense vir ons doen nie. Of dit nou iets kleins is soos, hier's vir jou koffie my vrou, of ek het seker gemaak ons het 'n lekker bord kos my man. Hoe ook al dit sy, het ons dankie gesê. Is ons dankbaar daaroor. Miskien het jy op die hoofweg gery, 'n pap wiel gekry, en 'n barmhartige Samaritaan uit nêrens kom en bied syne vir jou aan. Dit klink baie ver gesog, maar tog gebeur sulke dinge. Hoe sê jy dankie vir so iemand wat jy so help? Miskien is dit iemand wat vir jou geld leen, geld gee, sonder dat jy eers gevra het. En hierdie maand is rof. Die derde dag van die maand en my geld is klaar. Ek moet nog voorsien, ek moet nog sorg. En dan kom iemand en dan gee hulle vir jou. Sonder dat jy gevra het. Maar wat van iets groters, soos iemand wat miskien jou lewe gered het? Miskien 'n dokter. Hoe sê ons dankie? Is ons regtig dankbaar? Natuurlik weet ons dit is die Here wat die persoon die vermoë gee. Maar hoe sê ons dankie? Wat kan ek doen? Het elkeen van ons al so gevoel? Enigiets in ons lewe? Die natuurlike reaksie is natuurlik dankbaarheid. Ons moet dankbaar wees vir dit wat plaasvind. Ons moet dankie sê, al is dit net dood eenvoudig, baie dankie. Want ek het nie noodwendig iets om te gee nie. Maar baie keer gebeur dit ook nie, want ons lewe in 'n baie selfgesentreerde samelewing, waar ek nie regtig omgee of ek dankie sê nie, want ek het nou gekry wat ek nodig gehad het, ek het daar gehad ons aan my lewe.
Maar ons sê nie dankie nie. Maar ons moet soos die psalmdigter in vers 12 vra, hoe kan ek ooit genoeg doen om dankie te sê? Psalm 116 stel die psalmdigter 'n soortgelyke vraag in vers 12, ons fokusvers. Hierdie vraag kom nie uit 'n plek van skuldgevoel nie. Dit is nie, ag die persoon het nou my gered, okay, wat moet ek nou doen? Kom ek doen iets. Dis nie 'n skuldgevoel nie. Maar die psalmdigter erken en sien daar's 'n dieper gebeurtenis wat nou plaasvind. In die gees begin daar iets gebeur. Dankbaarheid, opregtheid, dit is van waar af dit moet spruit. Nie uit vrees nie. Nie uit, kom ons doen dit maar net nie. Dit is die vraag wat die psalmdigter vir ons vra. En hy besef dat hy niks kan doen nie. Baie keer moet ons ook dit besef. Ons kan nie iets doen nie. Ons kan nie iets doen om dankie te sê nie. Maar ons kan dit wys. In hierdie psalm sien ons die elemente van 'n lofpsalm. So dis iets wat daar iets gebeur en daarna het daar 'n ligting gekom of verlossing gekom en dis al vreugde. Daar's 'n lof. Daar's lof wat plaasvind. En in die psalm spesifiek gaan dit oor 'n fisiese dood wat gedreig het. Daar was 'n fisiese dreiging op die psalmdigter se lewe. En 'n hart vol van dankbaarheid wil hy die Here dan loof. En vandag sien ons dat hierdie psalm wat God in die psalm gedoen het vir die psalmdigter. Dis 'n boodskap van hoop, geloof, vertroue en afhanklikheid op God. Anders gestel, God doen iets en ons doen iets in reaksie daarop. Of soos wat ons tema sê, God se aksie dryf ons tot 'n reaksie. Maar die vraag kom nou in, wat het God gedoen? Die maklike is om te sê, hy het Christus gestuur. Maar dit gaan dieper as dit. Ons moet ook dink aan die konteks van hierdie verse waarvan ons nou praat. In vers 3 en 4 sien ons, hy sê, ek is verlos uit die dood. Die psalmdigter beskryf iets wat letterlik, fisies, sy lewe in gedrang gebring het. Of dit nou 'n mes was teen die nek, iemand wat my jaag met 'n pyl en boog, daai het hulle nie noodwendig gewere gehad nie. Iemand wat my lewe wil neem. Siekte selfs. Die psalmdigter beskryf sy ervaring as een wat naby was, wat die tydelike met die ewige verruil. Bande van die dood het my omring, die angste van die doderyk het my oorval, ek het benoudheid en smart gevind. Dit is duidelik dat die psalmdigter nie noodwendig geweet het wat om te doen in hierdie situasie nie. Die bande van die dood. Die bedoeling wat hy daar sê, is iemand wat nou gaan doodgaan. Dis nie 'n dood wat op pad is nie. Dis 'n dood soos nou. Die dood word hier gesien as 'n aktiewe rolspeler in die gedig wat die psalmdigter hier skryf. Die psalmdigter word omring met doodsgevare en niks anders gehad om uit te roep of tot niemand anders uitroep as die Here nie. Geliefdes, dit gebeur baie in ons lewe dat ons ook wag tot heel laaste voordat ons bid. Ons probeer plannetjies maak, ons probeer afhanklik wees van ander mense se genade, ons probeer. Maar hoekom het ons nie eerstens net gebid tot God nie? Hoekom het ons nie eers die naam van die Here aangeroep en sê, Here, ek verstaan nie, ek weet nie. My lewe is in doodsgevaar, hoe moet ek nou aangaan? Ons sien dan sê hy, ag Here, red my siel. Hierdie oproep is, daar staan letterlik, hy het sy stem verhef en uitgeroep. Here, my siel, red my. Die bande van die dood is om my. Dit is 'n hulpkreet wat uitgaan tot die Here. En dan sien ons, die Here hoor dit. Soos wat hy 'n gelowige se gebed aanhoor. Die Here hoor dit.
En die Here het 'n aksie wat hy uitvoer en dan reageer die psalmdigter dan weer met dank en lof daarop. Die Here het geantwoord en daar is gereageer. Die Here het die persoon bewaar, eenvoudiger gestel, hierdie swak mens wat ek en jy ook is, hierdie swakkeling, het die Here spreekwoordelik opgetel, omgedra en verder geneem, weg van die gevare van die dood. God se antwoord op hierdie gebed van die psalmdigter is nie net 'n eenmalige gebeurtenis gewees nie. Dis nie net een ding wat gebeur in die verlede en dis verby nie. Wanneer ons te doen het met die antieke taal, moet ons ook 'n gedagte hou, sekere maniere waarin goeders geskryf is, woorde geskryf is, verduidelik of 'n gebeurtenis wat plaasgevind het en sy dade is daar afgehandel. Of 'n gebeurtenis wat plaasvind en die gevolge daarvan is langdurend. Soos met die koms van Christus. Soos met die kruisiging. Die gevolge het nie gestop by die kruisiging nie. Maar dit is langdurend, selfs vir my en vir jou. En vir generasies om nog te kom. Die psalmdigter erken dat God se karakter word ook baie duidelik wanneer hy reageer op die gebed van 'n gelowige. Vers 5: Genadig is die Here en regverdig en ons God is barmhartig. En wanneer hy sê ons God, dan sê hy dit vir iemand, so 'n groep mense wat dieselfde deel. Hy praat nie nou net met ongelowiges nie, hy skryf nie hierdie vir ongelowiges nie, hy skryf dit vir iemand wat God eerstehands ken. Genade. God het nie nodig om hierdie psalmdigter te red nie. Glad nie. Want die psalmdigter verdien dit waarskynlik nie. Soos ek en jy ook die redding verdien nie. En tog kom die Here en hy gee dit vir ons. Nie op grond van verdienste nie, maar op grond van oorvloedige genade. Regverdigheid. God doen altyd wat reg is, in elke situasie. Hy is die essensie van wat reg is, wat eg is. En daaruit vloei ook uiteindelik sy barmhartigheid. Barmhartigheid wat dui op meelewing, empatie, omgee. God wat nie onbetrokke is nie, maar aktief betrokke is. Dit is nie net 'n beeltjie wat op 'n rak staan, 'n stofvergader wat ons een keer 'n week nader trek nie. Dis die lewende God van hemel en aarde wat ons aanbid en loof. En dit gee ons hoop en redde, 'n hoop vir ons eie redding ook. Soos die psalmdigter sien ons, daar's drie aspekte waarvan hy gered is. Eerstens die fisiese dood, die fisiese verlossing wat daar is. Tweedens ook 'n emosionele verlossing en derdens ook 'n geestelike vertroosting wat plaasvind in hierdie tyd van ons lewe. Vers 8: Want U het my siel uit die dood gered, my oë van trane, my oë vol trane, my voete van struikeling. Die Here het beskerm. Die Here het gehoor. Dit beskryf ook die volledige verlossing wat die Here bring, alleenlik wat God bring. Geen mens kan dit doen nie. Geen mens kan ons red op 'n manier wat God ons kan red nie. Waar God die Vader intree. Geliefdes, klink dit nie amper soos 'n ouer wat omgee nie? Wie van ons, as ons kinders het, in die bevoorregte posisie is om kinders te hê en kleinkinders te hê, wie van ons sal ons kinders net wegjaag? Nie vir hulle gee as hulle vra nie. Mamma, ek is honger. Nee, gaan weg, ek het niks vir jou nie. Niemand sal dit doen nie. God die Vader is dieselfde, hy sal dit nie doen nie. Want dit is deel van sy karakter wie hy is. Dit herinner ons aan hoe God die hele tyd deur die geskiedenis van Israel betrokke was. Selfs daar waar hulle gemor en moan het, omdat hulle nie kos of water het nie. Die Here het voorsien. Tydens die uittog van Egipte het die Here daar ook voorsien.
En na aanleiding van die uittocht van Egipte, waar hulle dan uiteindelik ook die Pasga gevier het, daar het hulle liedere soos Psalm 119 ook gesing, maar dit is iets wat die Israeliete al geken het. Dis nie net 'n teks wat gekom het uit 1933 nie, dis 'n teks wat baie ouer as dit is, wat die Israeliete saam gesing het. En dit is waarvoor hy ook geskryf is. Die Here het my verlos. God het sy volk verlos van slawerny, van dood, gevare, van gevangenskap, en hulle vier dit. Maar dit is nie die psalmdigter wat reageer op die verlossing wat die Here bied nie, maar die hele volk. Daaruit leer ons ook wat ons reaksie moet wees daarop. Nou kom die vraag, hoe sal ek en jy die Here vanoggend vergoed vir al sy weldade? Hoe sal ek en jy die Here vergoed vir alles wat hy vir ons gedoen het? Ook in amper 'n half eeu tydperk van ons kerk se geskiedenis. Hoe sal ons die Here dank vir alles wat hy vir ons gedoen het? Al sy weldade. Die psalmdigter sê eerstens in vers 13 en 14, my lewe sal van dankbaarheid getuig van die Here. So die psalmdigter betaal nie fisies met kontant of 'n dingetjie wat hy bou of iets wat hy gee vir iemand nie, maar hy betaal met 'n lewe van dankbaarheid. Sy lewe getuig nou dat hy dankbaar is vir dit wat die Here gedoen het. Vers 13, ek sal my beker van verlossing ophef en die naam van die Here aanroep. Wat beteken dit wanneer hy sê ek sal my beker van verlossing ophef? In die antieke kultuur van Israel het mense dikwels die beker gesien as 'n simbool van seën en verlossing. So ek sal my beker van dank oplig. En almal sal sien hoe dankbaar ek is oor dit wat die Here gedoen het. 'n Teken van danksegging. En dis hoekom die psalm ook baie keer geassosieer word met die nagmaal. Wanneer die psalmdigter sê, die beker van verlossing sal ek ophef, is die bedoeling daarmee, sodat almal kan sien ek is dankbaar, en 'n lewe daarvolgens ook leef. Dit is nie om te sê, kyk hoe oulik is ek nie, maar is om dankbaarheid te betoon aan God. Hy sê dan verder, dat ek my geloftes aan die Here sal betaal. Dit beteken dat die verbondsverpligtinge wat daar ook is, en verpligtinge sê ons nie in die streng vorm van die woord nie, maar ons bedoel daarmee die verhouding soek met God. Soek na die Here se wil, onophoudelik. En uiteindelik ook 'n lewe van dankbaarheid leef as gevolg van dit wat God gedoen het, reeds in Genesis 15. Vir die Israeliete was dit regtig baie belangrik om die geloftes wat daar gemaak is, teenoor die Here na te kom. Dit was vir hulle regtig belangrik om dit te doen, en hulle het seker gemaak, hulle doen dit. Hierdie voornemens van hulle, het hulle daadwerklik uitgevoer. Die tweede element wat die psalmdigter dan sê is, ek sal die Here se naam aanroep in vers 17. Ek sal die Here se naam aanroep. Nie net in my dag van nood nie. Nie net wanneer ek weer hoor dit gaan sleg nie. Nie net wanneer die kanker terug is nie. Nie net by die verlies van iemand nie. Maar ook daar waar ek bly is, saam met nog iemand wat 'n kind het. Nog 'n geboorte wat daar is, nog 'n verjaarsdag wat ons kan vier. Nog 'n jaar wat toegevoeg is tot iemand se lewe. En ons sal ook die Here se naam aanroep en dankbaar wees, selfs dat ons nog lewe in 'n land waar daar nie vervolging is nie. Dit beteken dat ons daadwerklik weet ons is afhanklik op die Here, en alleenlik op hom, in die goeie en die slegte. Om God se naam aan te roep is nie net iets wat eenmalig gebeur nie. Ons het nou gepraat van 'n gebeurtenis met die gevolge daarvan in die toekoms. Dieselfde met ons lof aan die Here. Ons kan nie net sê ons sê Dinsdag die Here geloof en ons is klaar daarmee nie. Gedoen. Dis nie hoe ons die Here loof nie. Ons moet elke dag
die Here loof en sy naam aanroep. Nie net wanneer ons so voel, of wanneer dit ons pas nie, maar altyd. Dit is 'n erkenning dat God altyd ons bron is, waarop ons afhanklik is. En dit lei ons tot ons derde ene. Uit hierdie bron van ons dankbaarheid, sal ons nou 'n lewe leef van gehoorsaamheid. 'n Lewe van gehoorsaamheid, nie omdat ons bang is nie omdat ons bang is ons gaan nou hel toe nie, maar 'n lewe uit gehoorsaamheid want ons is dankbaar vir dit wat die Here gedoen het. Dankbaar vir die verlossing wat daar is, tydelik, emosioneel, geestelik. En so sien ander ook ons dankbaarheid. Geliefdes, die psalmdigter praat van in u woning, by u volk. Dis waar hy ook die dankbaarheid wil bewys. Nie alleen voor 'n rekenaarskerm kyk ons 'n preek op YouTube nie. In die teenwoordigheid van die gemeenskap wil ek u dank, wil ek u loof, wil ek u prys. En dan wonder ons hoekom Paulus in Hebreërs 10 vers 25 sê, moenie wegbly van die samekomste van gelowiges, soos julle gewoonte is nie. Maar dit daar gelaat. Geliefdes, hoe goed is dit om saam met medegelowiges die Here se lof te kan besing. Om te kan sy naam te kan aanroep en spreekwoordelik ook met die viering van nagmaal die beker van danksegging te kan oplig. Alles in die skrif wys heen uiteindelik na Christus. Dit wat ons ook saam hier verkondig en aan vashou. Alles in die Ou Testament wys heen na dit wat kom, na Christus toe. En hierdie psalm is nie 'n uitsondering nie. Christus het die beker van verlossing opgeneem en hy het dit ook aan ons gegee. Die idee van die beker van verlossing kom uit Israel, soos wat ons gesê het vroeër. En tydens nagmaal bevestig ons dit ook. Hierdie beker is die nuwe verbond in sy bloed. Lukas 22 vers 20. Maar geliefdes, wanneer ons ook uitgeroep het, Here red ook my siel. Hoe het Christus dit nie vir ons kom doen nie? Christus het ons kom red uit die bande van die dood en daarom sal ons nie op prinse vertrou nie, want niemand kan by hulle heil of redding vind nie. Christus het die volle beker van God se oordeel gedrink. En ons sien in Matteus 26 vers 39 sê hy, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan. Maar nogtans, nie soos ek wil nie, Here, maar soos U wil. En Christus het ons verlos van die bande van die dood, van die straf wat ons nie sou kon dra nie. En dan kan ons saam met Paulus uitroep, soos in 1 Korintiërs 15 vers 55, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Want ons weet ons oorwinning is deur Christus klaar behaal. Christus het nie die psalmdigter noodwendig in daardie tyd, op daardie oomblik gered soos wat hy ons gered het nie. Want soos wat ons gepraat het in die konteks, die psalmdigter is gedreig deur 'n fisiese dood. Maar ons kan dit toepas ook op ons lewe. Hoe Christus ons gered het van fisiese dood, herhaaldelik. Die uitkoms wat ook gebied word deur operasies, ondersoeke, medikasie, maar ook letterlik waar hy ons veilig hou op die paaie. Maar ook die groot verlossing vir die ewige lewe. En daarom moet ons ook, nie omdat ons bang is of uit vrees nie, moet ons reageer daarop. Liefdes, reageer ons met 'n lewe van dankbaarheid. Net soos die psalmdigter reageer het oor die verlossing en die dankbaarheid, so moet ons ook reageer. Ons moet ons lewe as 'n lewende offer gee aan die Here, Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broers en susters, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallig
offers. Dit is die ware godsdiens. Om ons lewe in diens te stel van die Here, en dit getuig ook van hierdie dankbaarheid. Die dankbaarheid waarvan die psalmdigter ook sing en getuig. Die gehoorsaamheid aan God. Geliefdes, ons het gesien hoe hierdie psalm al menige kere op nagmaal van toepassing kan wees. Maar dit is ook van toepassing in die nood, in dankbaarheid, in redding, in blydskap. So ek vra weer, wat se reaksie het ek en jy op dit? Hoe gaan ons lewe nou lyk as ons vandag uit hierdie kerkgebou uitstap? Hoe gaan ons as kerk optree hier buite, hierna? Gaan ek steeds môre moan en kla oor alles wat verkeerd is? Gaan ek steeds in 'n gat van jammerdal wees? Gaan ek self bejammerende gordyne om my toe trek? Of gaan ek 'n lewe van dankbaarheid leef vir die Here? Gaan ons opstaan vanoggend in die uitstap en net voortgaan? Of gaan ons verander? Want hierdie verandering kan nie net uit onsself uitkom nie. Die Heilige Gees dryf ons ook om te verander. Daarom moet ons ook fyn luister. Mooi hoor wat die Here vir ons sê. Sodat elke deel van ons lewe deurdrenk kan wees van 'n lewe wat getuig van dankbaarheid. In die nood, maar selfs in die blydskap. Laat ons dit dan nie net hier los nie, maar laat ons dit saam met ons dra. Laat ons lewens 'n lewe van dankbaarheid wees en dit getuig in die gemeenskap van gelowiges. Nie omdat ons bang is nie, maar omdat ons dankbaar is. En mag ons lewens 'n getuienis wees ook aan ander van die genade en die liefde van die Here wat ons gered het uit die angste van die dood. En mag ons elke dag lewe. 'n Lewe gefokus en afhanklik op die lewende God van hemel en aarde. En almal wys, ons is dankbaar. Amen. In antwoord op die prediking sing ons saam Psalm 116, vers 1 en vers 5. God het ek lief, want die getroue Heer, hoor na my stem uit vrye welbehae. Ek roep hom aan in al my lewensdae, hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Let wel, ons sing daar, ek roep hom aan in al my lewensdae. Nie net ek roep hom aan wanneer die swaar tye daar is, of wanneer ek senuweeagtig is oor iets nie, maar in al my lewensdae. Daarna, nadat ons klaar gesing het, dan dank ons saam. Here, ons het nie woorde nie. Ons het nie genoeg woorde in ons woordeskat of in die woordeskat van enige taal op aarde om vir U dankie te sê vir dit wat U vir ons doen nie. Ons het nie genoeg dade om dit te kan wys
al as ons dit moes wys met dade nie. Nie eers die hele wêreld se bevolking kollektief sal genoeg dade kan bewys vir dit wat U vir ons gedoen het nie. Here, en daarom aanvaar en mag dit vir U aanneemlik wees dat 'n sondige, swak mens wat op die afgrond van die dood en sonde was, eenvoudig vir U sê, dankie Vader. Dankie Vader, dat U vir ons voorsien het vir 'n redding, vir uitkoms. In die bande van hierdie lewe, maar ook die bande van die dood. Here, ons is ook dankbaar dat ons met hierdie troos kan lewe. Dat ons daarin kan leef, werk en woon. Maar laat ons ook hierdie troos, hierdie bemoediging ook aan ander verkondig. Ja, deur ons lewe, maar Here gee vir ons die geleentheid dat ons dit ook by spreuke van monde dit kan doen. Dat ons dade getuig van hierdie dankbaarheid, hierdie vertroue en hierdie troos wat ons in U het. Maar Here, skep vir ons geleenthede, vir elkeen van ons, dat ons dit kan oorvertel ook. Dat ons kan vertel van hoe U ons uit die doodse bande geruk het. Hoe U ons trane afdroog. Hoe U vir ons vertroos. Here, want miskien net dalk, het daardie persoon dit ook nodig. Daarom, Here, stuur ons. Ons is gretig om te gaan. Stuur ons om te gaan bemoedig en vertroos ook met hierdie boodskap van dankbaarheid, van afhanklikheid. En dat ons vir ander kan ook vertel en wys om U naam aan te roep in tye van nood, maar ook in tye van vreugde. Here, ons bid ook dat daar waar ons van ons lidmate vasgedruk voel teen 'n muur, wat ook al die dood is wat hulle dreig, mag hulle daadwerklik sien hoe U genadig, regverdig en barmhartig is. Sodat wanneer daardie situasie verby is, dat hulle steeds kan voortgaan om U te loof en te prys. Al die dae van ons lewens. Dankie Vader vir hierdie oomblik wat ons saam het in 'n week. En mag dit ook oorvloei dat ons in die res van die week ook by mekaar uitkom. Nie net om te kla nie, maar ook om te hoor hoe gaan dit met mekaar. Mag ons daadwerklik meeleef in ons wyke, ouderlinge en diakens, predikant teenoor lidmate, maar ook lidmate teenoor mekaar. Dat ons so kan wys, ons is dankbaar dat ons deel is van die gemeenskap van gelowiges. Here, die vakansie wat nou hier was, is ook aan die afsluit. En ons bid ook vir die van ons wat op die paaie is, dat U hulle sal terugbring veilig, dat hulle weer kan deel wees van die gemeenskap van gelowiges, uitgerus en reg vir die laaste deel van hierdie jaar. Here, ons bid ook so vir ons onderwysers, die skole se administrasiepersoneel, die kantoortannies, die faktotems, dat U vir hulle ook daadwerklik krag gee vir die nuwe kwartaal wat kom. Dat hulle U lig kan uitdra in hierdie wêreld, in die volgende generasie. En ons is ook saam met hulle dankbaar dat hulle die geleentheid het om ook inspraak te maak in die lewe van ons kinders. Here, en laastens bid ons, natuurlik nie vir die minste nie, maar vir ons gemeente. Dat elkeen van ons wat 'n lewende, aktiewe deel is van hierdie liggaam van Christus hier, Wiffeldorings, dat ons daadwerklik alles in ons vermoë sal doen om vir U te wys ons is dankbaar. Nie omdat ons dit moet doen nie, maar omdat ons dankbaar is. Diep in ons hart
vir dit wat U ook gedoen het vir ons gemeente, vir die groter kerkverband ook in Suid-Afrika. Dankie Vader. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die afdra van kollektes en liefdegawes. So net om ons attent te maak daarop, ons gaan nou in die antwoorddiens in. Die antwoorddiens is die laaste en die finale deel van die erediens. Wanneer ons die kollekte doen, is dit nie 'n teken om te sê ons is nou klaar, ons gaan huis toe nie. Dit is 'n reaksie. Ons reageer ook daarmee. Mag ons, wanneer ons ook gee, daadwerklik ook onthou dit wat God vir ons gee. So in die diens is dit vir die jeug en by die deure is dit vir die diens van barmhartigheid. Geliefdes, ons is gered uit die bande van die dood. So daarom, laat voor die Heer 'n lofsang reis. Hoe goed is dit om God te prys. Hoe lieflik om sy lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 147 vers 1 en vers 3. Onthou, dit is 'n lofpsalm, nie 'n treurmare nie. So laat ons die Here met oorgawe loof. Geliefdes, mag elkeen van ons onthou wanneer ons uitgaan ook om in dankbaarheid te lewe, dat die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn in jou dag van nood. Hy sal jou gebede verhoor en aan jou sal hy sy vrede gee. Amen.